Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons eer die Here vir die voorreg dat ons sy woord in ons midde mag hê. Ons is dankbaar dat ons nie hoef in die duister rond te tas in hierdie bose, krom en verdraaide geslag nie, maar dat ons die woord van God het as lig vir ons pad, as lamp vir ons voet, en daardie ou pragtige kinderliedjie sê, wonderbaar boek sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. Ek dink dis nodig dat ons as burgers van Suid-Afrika net weer die Bybelboek sal oopmaak en daaruit sal begin lees. Dat ons net weer in aanbidding voor God sal buig en sal erken dat ons skepsele is van die Skepper en dat ons diep afhanklik is van hom. Ek dink net hierdie eenvoudige gesindheid van onderwerping aan hierdie heilige God, van vernedering voor hom as ons Skepper, sal 'n radikale verandering in hierdie land bring. Daarom bid ons dat mense weer studente van die woord sal raak en dat ons die waarheid van die woord onder mense se voete sal indruk. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die hele skrif deur God ingegee is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Jy sien, God se woord is nie net gegee as 'n boek waar ons so bietjie hier en daar morele kwessies kan bekyk en hoe kan ek 'n beter leef as ek hierdie 5 stappe volg nie. Nee, God se woord is vir ons gegee om sy heerlikheid vir ons af te skilder, sodat ons kan buig onder sy gesag en in eerbied en vrees hom kan dien, hom kan lief hê en ons naaste soos onsself. Nou vriende, vanmôre gaan ons wegval met die gedagte van verslawings. Ons gaan so 'n paar oggende kyk na hierdie bepaalde saak. Ons gaan eers in die algemeen daaroor praat en dan gaan ons bietjie meer spesifiek 1 of 2 sake hanteer en die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee. Ek het vir u gesê toe ons baie lank terug na al hierdie Bybelse berading verblywende verandering reeks begin het, dat ek sê nie vir u alles oor die onderwerp wat ek kan sê nie. Vriende, daar is honderde boeke, letterlik honderde boeke geskryf hieroor. Aan die een kant het ek vir u gesê, die sielkunde, die wêreldse wysheid, die wysheid van hierdie geslag, om vir ons te sê waarom mense sekere optredes het en waarom mense in sekere gedragspatrone verval. En aan die ander kant het ek vir u gesê, wat sê die Bybel? Die twee is pole wat teenoor mekaar staan. Dis nie dat ons sê dat ons niks kan leer by die sielkunde of niks kan leer, vriende, by die wetenskap nie. Wat ons vir u kan sê is net dat 99,9% van die tyd is die wêreldse wysheid lynreg teenoor God se waarheid en God se woord. En daarom lê ons die klem op God se woord en op God se waarheid en dat ons nie medikasie nodig het om van ons probleme ontslae te raak nie, maar dat ons die waarheid van God se woord nodig het. Ek het vir u gesê van daardie boek, waarom medisyne nie die pyn kan stop in 'n mens se lewe nie. Want u sien, die Here sê vir ons dat meeste van die tyd is die hartsverandering wat nodig het om plaas te vind, voordat ons gedrag kan verander. Daarom is hartsverandering die voorwaarde vir gedragsverandering, en dis net God wat deur sy gees en die wonderwerkende krag van Jesus se evangelie ons lewens kan verander. Dat hy aan die kruis gesterf het as plaasvervanger in ons plek. Hy het die vloek vir ons sonde gedra, sodat ons dan ook ander kant kan uitkom, vrygemaak, verlos, gered, nuut in Christus, om dan voortaan vir hom te lewe. So kom ons kyk vanmôre by die gedagte uit van verslawings. Ons gaan eers in die algemeen bietjie daaroor praat, 'n paar gedagtes vir u noem, en dan gaan ons so 1 of 2 sake spesifiek hanteer. Nou vriende, as ons vanmôre kyk na die gedagte van verslawings, of as iemand verslaaf is aan iets, dan wil ek vir u sê, net die woord alreeds verduidelik vir ons die situasie, naamlik dat 'n persoon 'n slaaf is van een of ander iets, of een of ander middel. Nou dit kan wees drank, dit kan wees voedsel, werk, geld, mag, dwelms, dit kan wees die televisie, dobbel, internet, Facebook, PlayStation, sport, seks, pornografie, leuns en 'n hele rits ander dinge. Die lys is amper oneindig. Mense, vriende, raak verslaaf aan, noem dit, en hulle raak daaraan verslaaf. En daarom is dit noodsaaklik om te sien wat verslawings eintlik behels, en dan ook wat die Bybel rondom hierdie saak vir ons sê. Nou, as ons 'n eenvoudige definisie van verslawing moet gee, is verslawing om oorgegee te wees aan 'n begeerte, tot op die punt dat jy daaraan verslaaf raak. 'n Begeerte waarin jy verslaaf raak. En hoe meer jy dit doen, of hoe meer jy daarvan kry, of hoe meer jy dit gebruik, des te meer wil jy dit meer en meer hê. Selfs die goeie en regte dinge in ons lewe kan verslawings meebring, as dit nie reg gebruik of reg hanteer word nie. Kom ons kyk maar na voedsel. Vriende, die Here het vir ons gesê, hy het vir ons voedsel gegee om te eet, om reg te gebruik. Ons dink aan die wingerdstok, die Here het vir ons dit gegee om te gebruik. Maar ons sien dat baie mense, hulle vergryp daaraan, en die gevolge is dan legio.
Die verslawings aan hierdie goed is fataal. En daarom moet ons vanmôre 'n bietjie kyk na wat die Bybel vir ons kom leer. En as ons na die psigiaters en die sielkundiges luister, reken die meeste van hulle dat verslawings volgens hulle definisie en siening 'n siekte is wat behandel moet word in plaas van 'n sonde, soos die Bybel dit noem, waarmee gedeel moet word. Dikwels, vriende, word die verslaafde verder in verslawings gelei deur die medikasie wat gegee word om die huidige situasie of probleem te hanteer. En ek kan vir u voorbeeld op voorbeeld daarvan noem. Mense sit met een probleem, hulle gaan na hierdie psigiater of sielkundige en later is hulle verslaaf aan nog 'n ekstra ding. Nou, ek gaan nie te veel weer praat vanmôre oor die medikasie en die uitwerking van medikasies op mense nie. U is welkom om van die vorige oordeenkings te luister, maar wat ek vir u kan sê is, verslawings is deel van ons samelewing, is deel van baie mense se lewens, en as kinders van die Here, moet ons dit Bybels bekyk om te sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou vriende, as ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons leer, moet ons in die eerste plek sien, dat verslawings is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons word slawe van sonde gebore. En die Bybel sê die begeertes van ons vader, die duiwel, dit doen ons. So met ander woorde, die sonde wat ek doen, maak my nie 'n sondaar nie. Ek word 'n sondaar gebore en daarom manifesteer sekere sondes in my lewe. En dikwels dinge waaraan ek verslaaf raak. En ek is so verslaaf aan hierdie goed dat ek nie sonder dit kan klaarkom nie. Nou baie belangrik, in die eerste plek moet ons sien dat verslawings is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. Vriende, die oomblik as ons 'n verslawing as 'n siekte diagnoseer, dan neem ons die verantwoordelikheid en die hoop van die verslaafde weg ten einde te verander. As ek vir iemand wat verslaaf is aan byvoorbeeld drank of dwelm sê, jy's eintlik maar net siek en jy moet eintlik medikasie kry, gaan hierdie persoon by homself dink, nou maar, hoekom moet ek verander? Hoekom moet ek dan verander? Hoekom moet daar van my kant af een of ander poging wees, as ek tog maar net siek is, gediagnoseer is, en ek op medikasie geplaas gaan word? Jy sien, die oomblik wanneer ons hierdie verwronge gedagte het, dat verslawings is 'n siekte, nie 'n sonde nie, is ons besig met 'n onbybelse definisie, en is ons besig om daardie persoon van die wal af in die sloot te help. As ons die Bybel bestudeer, dan praat die Here nooit van dat iemand verslaaf is aan iets nie, maar eerder dat elke mens 'n slaaf van sonde is. Elkeen se verslawing, vriende, manifesteer op 'n ander manier. Sommige kan dit goed wegsteek, terwyl ander boedel oorgee en vir die wêreld wys. Hulle is oorgegee aan die sonde. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Johannes 8 vers 34. Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Die sonde doen beteken in 'n patroon van sonde verval. Dit is 'n verslawing, dit is iets wat deel is van my daaglikse bestaan. Die Bybel sê dan as ek 'n diensknegt van die sonde, die ander vertaling 'n slaaf van die sonde. Titus 3 vers 3, ons lees hier die woorde, want ons was ook vroeër onverstandig. Nou praat die Bybel van mense wat ongered was tot bekering gekom het, en nou staan daar, ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, en hoor nou, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. En ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. En dan die reddende genade van God wat aan ons verskyn het. U sien, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Baie duidelik dat die Bybel vir ons dit sê. Romeine 6 vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. U sien weer eens die gedagte van heerskappy van sonde, of van sonde oor 'n mens. Die Bybel sê as kind van die Here sal die sonde oor ons nie heerskappy voer nie. Met ander woorde, ons sal nie slawe van sonde wees nie. Luister, voor daar enige verandering, enige vrymaking, enige verlossing kan kom, moet die verslaafde erken, hy of sy is nie siek nie, maar besig met sonde. Dit help nie ons gaan na pastore wat kwansy's die gees van drank wil uitdryf en die gees van seks wil uitdryf en al hierdie bizarre en abnormale optredes in die kerk van die Here nie. Ek wil vir u sê, die meeste mense wat vandag in diens van die Here staan, is con artists.
Dis mense wat terwille van hulle beurs sien, terwille van geld, gaan lees die boek Judas, optree as sogenaamde gurus, wat jou kan vrymaak deur handoplegging, deur duiweluitdrywing, deur een of ander bevrydingsritueel, en mense gaan erger daarvandaan weg, as wat hulle ingekom het. Luister, die Bybel sê vir ons, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En die Seun maak ons vry, wanneer ons die waarheid van God se woord, die evangelie hoor, wat die krag van God tot redding is vir elkeen wat glo. En deur die evangelie sien ons onsself as sondaars, as slawe van die sonde, as skuldig voor God. Maar ons sien ook die uitkoms wat daar is, buite onsself, in die Here Jesus Christus, wat dan ook 'n verandering in ons siele bring, wat 'n verandering het op ons optrede. Daarom is het belangrik om in die eerste plek te sien, en ek gaan afsluit daarmee, dat verslawing is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde waarmee gedeel moet word. Mag die Here vir ons genade gee, ons sal môre verder aangaan. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.